Dis 'n vreemde oggend vir my, moet ek nou eerlik sê, want daar's 'n deel van hierdie boodskap wat ek self nog mee sukkel, om die volheid daarvan te verstaan en die uitwerk van die goed in ons lewe elke dag. Julle sal nou verstaan soos ek die goeders deel, so ek wil net 'n disclosure hier sit. Dit is nie omdat ek al die antwoorde het of weet presies hoe hierdie werk nie, maar ek weet dit is goed wat in die woord staan. So ek deel dit met julle, want dit is goed dat die Here met my pad mee loop, maar I don't necessarily have the qualification, voel dit vir my, vanoggend om hier te staan en te sê, hierdie is 100% deel van my lewe, ek leef het al, ek weet hoe dit werk, so as jy tips nodig het, kom gesels met my. Dis eintlik glad nie die geval nie, inteendeel het ek vanoggend op 'n stadium gedink, Here, kan ek nie maar oor iets anders praat nie. Want ek dink is wanneer die Here ons breine kom breek met goed wat ons so seker oor is, dat ons die waarheid ken en verstaan, en die Here kom challenge dit met iets, wat 'n mens soms sê, ek kan nie, wag, ek dink ek gaan eerder weer terug gaan hiernatoe, ek gaan eerder weer hierdie glo. Ek wil nie daai hoor nie, moet eerder nie dit sê nie. Maar hier is ons nou, en dit is wat die Here al 'n paar weke op my hart lê om te deel, so ek gaan dit share, en laat die Here toe om dalk hierdie goeders in jou hart ook met jou oor te begin praat. Adel, wil jy nie gou daai prentjie opsit dat ek vanoggend vir jou gegee het nie? Nou, hierdie was so oulik, Michael het dit laat gisterand, dus hy sê, Jesus liefie, dit laat my aan hierdie dink. Ek wil net laat sy dit eers opsit. Ek hoop dit werk nou. Ja, daar is hy. So sien julle die prentjie van die pot en die appel, maar kan julle sien hoe lyk die actual prentjie wat hy verf? Want sy perspektief is anders. So dit hang af hoe jy daarna kyk, nee. Jy kan die ander een ook gou gebruik, Adali. Kyk al, kyk hoe lyk wat prentjie. Want hy sien heeltyd hierdie horing in die pad. Dis sy perspektief, dis sy prentjie. Maar is dit hoe dit regtig lyk? Sien, dis baie subjektief vir wat ons viewpoint is, en soms het ons nodig om ons viewpoint te elevate tot dit wat die Vader vir ons sê, sodat ons 'n ander perspektief kan kry, nee, laat ons prentjie dalk nie daai filter op het wat ons heeltyd in vaskyk nie. Maar dan het ons nodig dat die Here ons challenge op ons thinking en baie keer met die waarheid. Wat ons so seker oor is en wat ons baie keer vir ander mense oor judge en teregwys. Maar soms moet ons vra dat die Here ons net ons gedagtes oopmaak en sê, Here, kom leer my net, want wat ek wel weet, is die Here is unlimited, nee. So daar is incredibly baie wat ons nog nie van hom weet nie. Ons dink dalk ons doen, en ons het dalk 'n baie goeie begrip oor die woord, en beteken nie dit wat ons weet is nie reg nie, of is nie die volle waarheid nie, maar daar is eindelose hoeveelheid van hom wat ons nog kan ontdek. En dan gaan ons soms te doen hê met goeders wat ons nie 'n reference voor het nie. Ons gaan nie dit dalk dadelik verstaan of aanvaar as die waarheid nie, want dis iets niets. Dis 'n nuwe ding. So mag ons oop wees om daai te hoor en te sien. So kom ons begin. Okay, die lewe en die dood. Ek begin met Johannes 14 vers 6. I am the only way to God and the real truth and the real life. No one comes to me, it comes to the Father but through me. So Jesus het 'n bold statement hier gemaak oor wie hy is. I am the way, I am the truth, I am the life. Nou kan julle dink, jy stap 'n man in en hy sê dit vir jou. Ek kan verstaan hoekom hulle gesukkel het met Jesus, veral die geleerde ouens, nee, die geskoolde ouens in die woord, want wie is hierdie persoon nou? Om te kom sê, hy is die weg, die lewe en die waarheid. Ek wonder soms as ek daar was, of sou ek dalk een van die gedink het, oor hierdie ouens van sy trolley af. Wie is hy nou om dit te sê? Ons wag vir die Messias, so dit gaan hierdie glorie ding wees, en dit gaan paratechnieks, maar dit was, hy het op so subtle manier, en hy het homself kom present as, kom ek wys julle wie is my Vader, deur te wys wie is ek. En Jesus het 7 keer 'n statement gemaak van I am. I am.
En dit op sigself is eintlik baie bold, nee, om te sê ek is. En elke keer saam met dit het hy iets spesifiek genoem. Julle kan gaan lees in Johannes. I am the bread of life. Hy praat van I am the light of the world. Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. Ek is die weg. I am the good shepherd lays down his life for his sheep. I am the resurrection and life. The one who lives and believes in me will live even though they die. Jesus answered, I am the way, the truth and the life. I am the true vine and my Father the gardener. So hy het baie boldly gepraat oor die lewe en hy is die lewe. En nie net dit nie, hy is die I am. I am that I am. En dit is soms moeilik, want as ons kyk na die verskillende goed wat ons elke dag mee deel, is die lewe en die dood is die hele tyd present. Nee? Na Jesus gekom het, is decay en destruction nie skielik weg nie. Dis iets wat ons elke dag mee te doen kry. Maar as ons kyk na Jesus, dan praat hy heeltyd van die lewe. Die lewe. Ek kom nie om julle te condemn nie, ek kom om julle vry te maak. Ek kom nie om julle te judge, ek kom om julle 'n lewe te gee, julle los te maak. Maar ons sien dit nie noodwendig in ons elke dag nie, en dit is die deel wat vir my baie confrontational is, want die woord sê hierdie, maar ons realiteit is baie keer death and decay and destruction. Nou ons het te doen hier met 2 covenants. Die eerste ene is gebaseer op 'n fondasie van die wet. En wat gee die wet ons? Die wet gee vir ons, the sting of death is sin, and the power of sin, by which it brings death, is the law. So, die law is die foundation, dit wys sonde uit. Nou het ons iets wat volgens ons eintlik gejudge word, nee. Want sonde het basically amper nie bestaan voordat daar nie iets was om het teen te meet nie, nee. Want hoe weet jy? So nou het jy 'n maatstaf, nou is al sonde, nou word jy gejudge volgens daai ding, en wat bring het teweeg? Die dood. So dit voel vir my soos 'n baie limiting covenant. Maar dit is soos om in enige vriendskap, huwelik, werksverhouding, een of ander tipe covenant te wees met iemand, wat jy eintlik 'n losing battle fight. Jy gaan nie regtig hierdie ene wen nie. Want die kontrak sê hierdie. So hoe klim jy uit 'n slegte kontrak uit? Want gewoonlik moet jy betaal, né? Jy vat na jou kontrak uit, ek sê ek commit vir dit vir soveel tyd, dan moet jy betaal. Daar's sekere reëls wat geld. Hoe kom mens uit so 'n kontrak uit voor die tyd verstreke is? So hierdie was die kontrak tot en met die einde van tyd. So hoe klim jy dit uit? Jy gaan dood. Dis 'n manier om uit 'n kontrak uit te kom. Jy moet doodgaan, want dan is al die kontrakte wat teen jou naam was, null and void. Maar nou kom Jesus, en hy sê, wag, ek kan hierdie verander. I can change the covenant van genade, die heel eerste fondasie. Wat het genade tot gevolg? Right standing with God, righteousness, geregtigheid. En dit gee die lewe. Nou dit klink vir my nou baie beter covenant om in vir ewig opgesluit te wees as die ander kant. Maar hoekom Jesus ons geïncluded in sy death, is dit het ons losgemaak om in 'n nuwe covenant in te klim. So bibliek was so 2 goed vir jou om uit 'n huwelik uit te kom. Dood, is die een manier, die ander manier is iemand jou verneek het. Dit was die 2 goed wat gesê het, okay, maar tegnies is skei nie deel van die Here se plan nie, nee. So hoe skei ons nou hierdie slegte covenant, klim in die nuwe ene in, is we need to be co-crucified with Christ. Ons is ge-include in sy dood, dit maak ons los om in 'n covenant te klim met ons ware bruidegom, nee, maak ons los. Dit null and void die ander kant. Maar nou, wat die probleem is vir my van hierdie, om ten volle in hierdie nuwe covenant in te klim, is,
but I still deal with decay and death and destruction every day. So hoe nou gemaak? So die wet vereis dat ons moet perform. Dit hang van ons af. Want as jy nie ten volle die wet onderhou nie, dan word jy gepenaliseer. Nee? Dis hoe die kontrak werk. As jy kontrak breek, wat doen? Jy gaan tronk toe, dan gaan nou af wat se kontrak het is, maar daar's 'n penalty, te betaal vir 'n kontrak. So of jy moet ten volle hou onder die wet, daai kontrak, of jy moet onder daai kontrak uitklim, En die Here honor ons keuses. Hy honor ons keuses en ons trade elke dag met alles wat ons doen. Is daar 'n ruiltransaksie. Romeine 3:20. For no person will be justified, freed from guilt and declared righteous in his sight by trying to do the works of the law. So nou hier kom sê Jesus baie duidelik, jy kan niks doen om eintlik volgens die law gered te word nie. Jy kan nie perform nie. En ek dink dis moeilik want ons is gewoon aan jy doen en dan kry jy. For through the law we become conscious of sin, and the recognition of sin directs us toward repentance, but provides no remedy for sin. So wat is 'n manier vir ons om onder hierdie ding uit te klim? Want ons verstaan, Jesus het alles gedoen. Hy het alles kom omvergooi, Hy turned the tables. So die goed lyk nou anders. Ons het nou 'n nuwe fondasie met 'n nuwe uitwerking en die belofte is die lewe. En ek glo daai vorige skrif gee vir ons een van die maniere hoe ons kan dit in ons elke dag se lewe begin sien, is repentance. Wat beteken repentance? So ek het gaan kyk na die Hebrew word wat repentance beteken. Tshuva, so jy dit uitspreek. Tshuva. Nou, dit is baie meer as net om te berou dit wat jy gedoen het, om jammer te voel daaroor. Dit is gebaseer op 'n werkwoord wat beteken return, to return to God. So, met ander woorde, jy lê nie net, of jy verander nie net jou direction nie, jy gee daai heeltemal op, draai jou rug en jy aanvaar 'n nuwe begin. Jy aanvaar heeltemal 'n nuwe pathway om te stap. So dis nogal 'n radikale verskil as om 'n pot te skrob tot hy nuut lyk en om actually die pot weg te gooi en 'n nuwe een te koop. Daar's 'n groot verskil. Maar dit is moeilik soms, So die uitwerking van hierdie ding in ons lewens, die nuwe covenant, ons participation of van ons werke kan nie doen en dit waar maak nie. Maar ons kan die uitwerking van dit in ons lewens kies elke dag. Hoekom? Want ons keuse, die Here honor ons choice, because then love and relationship can exist. Dit kan nie exist andersins nie. So een van die tools wat die Here ons kom gee en ons leer is repentance. En dit is 'n day-to-day aksie van ek draai my rug op hierdie tipe ding en ek loop aan 'n kant toe. Ek kan vaar 'n nuwe pathway. Are you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance? That is to change your inner self, your old way of thinking, and to seek His purpose for your life. So daar gebeur 'n paar goed daar. So repentance is die eerste aanvaarding is dat jy nie noodwendig alles weet nie, en dat jy die Here nodig het. So dis 'n keuse vir die nuwe covenant, die lewe covenant, nie die doodkant nie. En dit is in elke liewe ding. Dis ewen in die aanvaarding dat decay en goed soos siekte is 'n moeilike ding in ons lewens, Ons liggame wat oud word, goed wat met ons gebeur in ons werk, goed wat met gebeur met ander mense om ons. Om al daai goeders te meet aan wat sê die woord, wat se covenant staan ons onder. En soms dink ek ons aanvaar 'n sekere waarheid oor hoe goed nou maar net moet loop en dis hoe ons daaraan gewoond is.
En die Here het my kom challenge met hierdie, om te sê, maybe is hoe jy daaroor dink nie noodwendig die volle prentjie nie. Miskien is daar genesing vir mense op plekke, maar net omdat ons nooit daarvoor vra nie, en omdat ons dit nou maar net aanvaar as ag, maar dis maar hoe dit gaan, nou sit ons met die vrug van decay en dood. Die grond waarop ons leef elke dag, die stand van sake in ons land, ek vind ons soveel goed wat ons eintlik lank oor kan praat, nee, waar allow ons death and decay and destruction om die covenant te wees waarin ons stap, eerder as om die lewe kant te kies. En ek dink die sleutel vir ons is repentance, is to turn our back on what we do believe, en daar's 'n inner change, daar's 'n change in ons hart en ons gedagtes, en dan gaan daar outomaties 'n change wees in hoe ons goeders doen elke dag, hoe ons mense hanteer. En dit is baie keer 'n battle vir my, maar ook vir my kinders soms, wat ek soos, moenie daai sê nie, moenie die dood spreek oor hierdie situasie nie, die realiteit sê dalk vir jou, hierdie lyk soos die einde, maar dit is nie noodwendig die einde, miskien is juist die punt dat ons kies om in die lewe in te klim, draai daai hele ding om. Ek het nou dag 'n eenvoudige ding gedoen, ons het dart games gespeel. En ek was besig om solidly te verloor, soos daar was soos geen manier hoe ek mee kon in die game eers kom. Dit het my lang gevat om net, jy moet 'n sekere ding gooi, en dan begin jy eers punte bymekaar maak. En my kinders was soos, nee, hierdie game is verby. Ek sê, nee, al wat ek kan doen, is ek kan aanhou gooi. Dis al wat ek kan doen. Ek het die ability om dit te doen, but it's not over until it's over. En ek het maar net aanhou gooi, en kyk, ek is nou nie die beste dartspeler nie, julle kan my man vra. En ek het my game gewen op die einde. Ek het miskien so op my boutvelle 'n bietjie deurgeskeer, maar ek het daai game gewen, en dit was so interessant, want ek het half geen pressure gevoel nie, want ek is besig nie om te verloor, so nou gooi ek maar net vir die lekker. Maar ek het aanhou consistently doen wat ek weet ek moet doen, en ek weet ek moet ten minste mik vir die bord en hom tref. Nee, dit kon ek met tye reg kry, en ek het op die einde die game gewen. Dis waar die genade deel inkom, nee. Maar die promise lê in dit wat Jesus kom doen het. Hy het ons letterlik kom clothe en kom toemaak in 'n cloak of righteousness. En hoe ons elke dag handel met die manier hoe ons dink, hoe ons goed spreek oor situasies, hoe ons kies om onsself te hanteer, either met liefde of met rejection, is 'n uitloop van either die dood of die lewe. Daai twee staan altyd teenoor mekaar. En die keuse bly ons in. Die lewe, dit hang zero af van ons performance, maar dit require ons participation. Dit require dat ons opdaag. For the law of the Spirit, which is in Jesus Christ, the law of our new beginning. Nuwe begin, heeltemal iets nuut, a new creation. Nie net die lelike vuil afstof van die ou goed nie, heeltemal iets nuuts. Has set you free from the law of sin and death. En kyk, ek weet ons deel met hierdie goed. Ek weet mense gaan dood om ons. Ek weet ons sukkel met klomp goed, finansies, werksituasies, terrible verhoudings. Die feit dat dit dalk 'n realiteit is, beteken nie dit is die Here se wil in ons lewens en dit is 'n reality vir hom oor hoe hy ons geskep het nie. Ek weet van sekere situasies waar mense dood gegaan het, wat ek voel gesteel het. En dan wonder ek, en ek het nie die antwoord daarvoor nie. But if we are destined for the life, why are we still dealing with death? En dit is in elke situasie. Even in ons liggame. Want Jesus sê dan nou, ek het gekom om die lewe te gee. En die lewe in alle aspekte. En dit is challenging om te dink, maar ek meen, een van die voorbeelde in die Bybel was Enoch. Hy is 'n ou wat nooit fisies doodgegaan het nie. Die Here het hom net gevat. Jesus het uit die dood uit opgestaan. En die woord sê,
As jy dan sê, dis nie moontlik vir mense om uit die dood uit op te staan nie, dan is dit net sowel, Jesus het nie opgestaan uit die dood uit nie, en dan is wat ons preek hierso nutteloos. Want dit wat Jesus gedoen het, ons sal doen wat hy gedoen het, en meer wat hy gedoen het. Ek het nog iemand uit die dood uit opgewek nie, maar dit beteken nie, ek kan nie. Beteken nie, Jesus in my het nie daai vermoë vir my gegee nie, nee. Maar die punt is nie noodwendig fisiese dood of lewe nie, die punt is dood of lewe in elke aspek. En waar laat ons hierdie covenant om te heers? En maybe moet ons deur repentance ons mind begin change, want dan gaan ons aksies en die uitloop van goed begin verander. Ek weet ook van situasies waar my vriendin van ons, sy seentjie en sy oupa was in 'n karongeluk. Daai kind se skaal was gekraak. Soos, daar was letterlik omtrent nie hoop nie. Hy was hoe oud? 7? Hulle moes weer vir hom doeke aantrek. Hy het in die hospitaal vir weke gelê. Ek raak net so emosioneel. En ons as groep gesinne het net gesê, ons staan nie vir die dood hier nie. We don't accept it. We're dealing with decay en hier 'n terrible situasie, maar ons gaan staan op wat die Here oor hierdie kind se lewe gespreek het. Want 'n slegte situasie beteken nie nou skielik die Here se woord oor hierdie kind se lewe is null and void nie. Nee. Inteendeel. Daai kind is vandag 9 jaar oud, gaan skool toe. Hy het 'n normale lewe. En ek is oortuig, dit was omdat ons en hulle as ouers gekies het daai dag vir die lewe en nie vir die dood nie. En gestaan het op wie Jesus is. En ons sien dit nog nie in alles nie. Ons sien dit nie in ons elke dag nie. Ons liggame word maar oud, goed gebeur. Maar dit beteken nie die resurrection life is nie vir ons beskikbaar nie. En maybe het ons het nodig om te leer hoe daai lyk. He gave us resurrection life. He is our life giver. He drew us to himself by his holy calling on our lives. And it wasn't because of any good we've done, by his divine pleasure and marvelous grace that confirmed our union with the anointed Jesus, even before time began. Nog voor Adam en Eva kon droog maak, het God 'n plan gehad met Jesus. Reeds, voor tyd begin het. Nou dis bietjie mind-boggling om al hierdie goed altyd mooi te verstaan oor hoe dit werk. Maar die ewigheid is reeds besig. Daar is nie 'n limit aan dit nie. Eternal life in Jesus is already a reality. En wat interessant is, daar is 'n skrif wat sê, vir ons wat persistently glory, honor en immortality najaag, is die gift eternal life. En dan begin ek wonder, okay, immortality, dis 'n interessante konsep. En ons praat nie eintlik oor nie, want dit is nie wat ons elke dag mee deel nie, nee. Inteendeel, bietjie weer eens die opposite daarvan. En maybe moet ons net repent. As ek sê, Here, mag U my brein breek, dat ek kan begin en goed loop wat U vir ons beplan. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Al moet sekere goed nog steeds happen soos wat ons dit ken. Maar ek wil dit nie mis, net omdat ek met my eie vooropgestelde idees in die pad staan nie. Omdat ek dink dit is hoe dit moet werk nie. Geskape vir die lewe, dit weet ek. God het ons geskape vir die lewe covenant, nie vir die dood covenant nie. Met Jesus in gedagte nog voor tyd begin het. The truth is now being unveiled by the revelation of the anointed Jesus, our life giver, who has dismantled death, obliterating all its effects on our lives and has manifested his immortal life in us by the gospel. Dit is die goeie nuus, is die lewe. En ek dink ons is so gewoond om okay te wees met die ander covenant deel,
Soos iemand by jou kom en sê, ja, jy's daai ou, ek glo droog het hy nou weggemaak nie, en dit is baie maklik om te sê, nou, way, kan jy, ja, jy mag, dit is crazy. Maar ek wat kom en sê, hierdie persoon het totaal sy lewe omgedraai, hy is toe nou nie meer hierdie persoon nie, hy is nie 'n liar en 'n cheat nie, hy is upstanding ou met godly principles. Ja, ek sal dit glo as ek dit sien. Nee, dis ons respons baie keer met sulke goed. Ons kies om in die doodkant te lewe en nie in die lewekant met hoe ons dink oor goed. En hoe ons ander mense en ander goeders, en ek weet deep down is ons gecreate vir die lewe, en ek glo ook dit is ons, eintlik ons default. Maar as gevolg van 'n klomp goed, raak ons stak bietjie aan die ander kant. So is dit nodig, dis waar ons werk 'n bietjie inkom, so maar goed neer te lê, en te sê, goed Jesus, jy sê, ek moet glory, honor en immortality najag. Wat beteken dit dan vir my in my elke dags lewe en hoe lyk dit? Want ek kies eerder daai as die doodkant. En elke keer as al goed uit my mond uitkom of gedagtes in my kop van dood en nie van lewe nie, om dit te counter en te sê nee, ek glo nog nie heeltemal hierdie nie, dis nog nie evident in my lewe nie, maar ek kies om hierdie kant toe te gaan. Kom ons kyk wat sê die woord. Kom maar kyk wat sê die woord. In elke situasie. Dit is waar ons deel inkom, ons participation. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, sodat jy die wil van God in jou elke dag se lewe kan lewe. Dis wat repentance is, renewing of your mind. Want elke aksie het 'n gedagte vooraf, al is dit so, vir my hand op te tel, vir jou om iets te sê. It is for freedom that Christ has set us free. Hy wil ons heeltemal vry maak, heeltemal, tot in ons fisiese liggame, glo ek. Want dis wat met hom gebeur het. Sy verheerlikte liggaam het uit die dood uit opgestaan. Dis incredible, crazy goed hierdie, nee. Om te dink ons is ingesluit in daai. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Dit bly ons keuse. Ek wil nie meer 'n slaaf van die dood wees nie. Ek is partymal. Ek raak partymal moedeloos oor goeters. Ek spreek partymal dood oor staf. Ek doen. Maar dan sê ek, nee, ek repent, Here, ek kan nie. Even nou die dag het ek agter iemand gery, julle en ek het vies geraak. Hierdie ou reis is 'n paluka. Hy is 'n paluka. En dadelik is die Here soos, nee, stom wat jy so sê. Nee, ek repent, mag my woorde geen resultate in hierdie ou se lewe. Hy is nie 'n paluka nie, want die Here het hom lief. Hy bestuur soos een dalk, maar hy is nie een nie. En dit is so eenvoudig soos in daai oomblik om te kies vir die lewe deel, as om te dink, okay, wel is nou te laat, ek het nou klaar. Nee, dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat vir ons om in die lewe in te klim nie, want Jesus is nie vas aan tyd nie, God se kingdom is nie limited nie. You were taught with regard to your former way of life to put off the old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitudes of your mind, daar's dit weer, and to put on the new self. Nuwe dinge, created to be like God, in true righteousness and holiness. Hoe incredible is dit dat die Here ons sien as righteous en holy? Hoe holy voel julle op 'n skaal van 0 tot 10? Ek voel wees of hy tyd nie so holy nie. Al doen ek redelik goed reg. Sê nie vir elke tweede ou reis is 'n paluka nie. Maar dit is hoe die Here ons sien. En ten spyte van my tekortkominge in daai oomblik, weet ek het die volheid van daai covenant as waar in my lewe. En ek wil kies om al hoe meer in daai ding te operate elke dag. En dit is 'n bietjie van 'n proses.
So soos julle kan sien, ons fokus op die lewe en ek lees uiteindelik 'n klomp skrif wat hierdie goeters net reiterate en net weer bevestig. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Nou dan sê dit vir my, dinge moet nieter in ons lewens lyk, eerder as slegter en ouer en decay en dood. Daar's baie skrifte in die woord wat praat oor die lewe. Daar's baie min skrifte in die woord wat praat oor dat die dood enigstens relevant vir ons moet wees. Fisies, geestelik, emosioneel op alle vlakke. So ek dink ons moet eerder fokus op die lewe deel. Ten spyte van die actual manifestering van dit in ons lewens elke dag. Want ek weet, daar staan ook, die suffering kan ook die mooi wees en die lewe wees in 'n mens se lewe. Die slegte goed. Maar dit hang af of jy dit vir Jesus gee om iets daarmee te doen of nie. Die suffering in homself is nie wat belangrik is nie, dit is die ding wat die Here daarmee doen wat belangrik is. Die lewe wat dit in jou lewe kom bewerkstellig. Want daai is die nuwe covenant. Kies die lewe. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Weer, jy is vry, jy is vry, jy is vry, jy is vry. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh, and in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Lewe. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So wat kies ons elke dag? Wat kies ons in ons elke oomblik? En even in die goed wat absolutely crazy onmoontlik lyk. Ek was gister by my skoonma en sy, dink mense van julle weet, min of meer maar met 'n skouervervanging in die hospitaal. En dis al vir weke, dis al van Desember af. En dis nog steeds nie op 'n plek waar dit uitsorteer is nie. En toe ons al bid vir haar, toe ek sê, Here, ek sien hierdie lyk nie soos die lewe kant nie, en die reality is nie dit nie. Maar ek het gekies om die woord te bid oor haar. Want ek weet die woord is waar, want daar is kere in my lewe wat ek het al meer as een keer gesien het, en fisies dit het gemanifesteer in my lewe en in ander mense lewens. Daar's geen manier hoe ek meer kan sê, dit is nie waar nie. So I'm just gonna go on that. En ek was net soos, mag jy vir 'n nuwe skouer gee? 'n lewe, bid ek oor daai skouer. Hoe ook al dit presies lyk. Maar daar's wonder deur, Jesus se wonde is al vir ons genesing. Ek bid daai ding. Want wie is ek om nou myself weer te limit volgens die ou covenant? En maybe is ons woorde van ons accept die lewe op elke vlak nodig om, want het sê die woord, all of creation is waiting for the sons of God to manifest. Ons wat in ons regte, right standing met die Here moet begin operate. En nie net verby te gaan en te sê, oh wel, ja, shame. Nee, ek spreek lewe oor daai grond, ek spreek lewe oor daai besigheid, ek spreek lewe oor daai persoon wat operate in unrighteous goeders. Dit is die tipe goed wat ons moet begin leef, want ons is besig om te create nog elke dag. Kyk wat het ons alles al geskep van toe Jesus geleef het. En
incredible goed het al verander, nee. Ons is elke dag besig om te create. Wat create ons? En vanuit wat 'n covenant? 1 Romeins 6:6, For we know now that the old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Daai geld nie meer nie. I've been crucified with Christ and no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Daar is dit weer, die lewe, Jesus in ons. Die resurrection power is deel van wie ons is. Since you died with Christ Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Ons moet begin om die Vader te raadpleeg in elke ding wat ons sien gebeur. Wat is sy plan? Want ons moet daai goed begin najaag. Seek his glory and honor. Ander manier van dink. For he delivered us and saved us and called us with a holy calling, a calling that leads to a consecrated life, a life set apart, a life of purpose. Not because of our works or because of any personal merit we could do to earn this, but because of his own purpose and grace. His amazing undeserved favor, which was granted to us in Christ before the world began. Daar kom het weer in. Eternal. So hierdie goed is waar en geld nog voor ons van ons gedagtes was. But now that extraordinary purpose and grace has been fully disclosed and realized by us through the appearing of our Savior Jesus Christ. Deel van wie ons is. Who through his incarnation and earthly ministry abolished death, making it null and void, and brought life and immortality to light through the gospel. Wat interessant is daar vir my is immortality, sê dit nie ook life nie, of sê life nie ook immortality nie, maar somehow is daai twee woorde gebruik. Ek dink is 'n multiplication van, weet julle, die lewe, kies die lewe. Het lyk bietjie anders as wat julle dalk dink en elke dag sien. So mag ons tshuva, mag ons repent van die goeders wat ons op die oomblik nie sien as lewe in ons lewens nie. En mag daai die lewekeuse wees wat ons maak om te sê, Lord, show me in your word, Holy Spirit, kom werk in my hart en wys vir my hoe hierdie goed kan anders lyk, al sien ek geen possibility van dat dinge kan verander nie. Want dit is wat u woord sê. En dat ons kan wegdraai, daai ou goed rarig kan abandon, en die lewe keuse kan maak. En dit is nie 'n maklike ding altyd nie, want ons is nie lekker as iemand vir jou sê is verkeerd nie. Is nie lekker as iemand jou thinking kom challenge, en vir jou sê dinge kan rarig anders wees nie. Want dit is partymal so deeply rooted in ons, as gevolg van 'n klomp goed. Dit is nie net maklik om daai te verander nie, maar ek weet ons 'n sleuteltjie hier wat die Here vir ons gee om te sê, goed, kom ons change your mind, kom ons begin net daar, kom ons wek nie al mense uit die dood uit op en groei vir jou skoonma 'n nuwe arm nie. Ek weet ek kan dit doen, ek sien dit dalk nie nou nie. Maar kom ons begin net deur jou mind te challenge om anders te begin dink. Maar dan moet ek bereid wees dat die Here my thinking interrupt. My bietjie skit. Want anders gaan niks change nie. As ek altyd bly sê, I am what I am, dis nou maar hoe ek dink en aanvaar my so, gaan niks change nie. Ek moet kyk na die I am, en kyk hoe hy dinge doen. En so my thinking begin verander. Ek los julle met die laaste skrif, ek is nou klaar. And when the perishable puts on the imperishable,
and this mortal puts on immortality, then the scripture will be fulfilled that says, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus Christ. So mag ons daai kies, mag ons vir Jesus kies. En die Vader, en sy planne, en sy gedagtes, genade, geregtigheid, lewe. In daai covenant in. Ons hoef nie meer vasgevang te wees in die bad relationship aan hierdie kant nie. We've been set free. And who the Son sets free indeed. Ons het net nodig om op te daag en te sê, hoe lyk dit? Kan ek dit vat asseblief? OK, ek is klaar. Kom ek bid net vir ons. Here, mag ons guts genoeg hê om regtig te repent, weg te draai van die manier hoe ons so seker is dinge werk en ons die waarheid verstaan. En mag ons werklik by U leer, by U Seun leer. Mag die Heilige Gees dinge in ons kom opstuur, laat ons dalk 'n offense kan neem en kan kwaad raak, maar wat ons net kan oor dit kom om actually by die waarheid uit te kom. Mag hy ons kom disrupt, sodat ons kan staar in die oë, the I am, sodat ons die lewe covenant kan bly kies en ook die volle werking van dit in ons elke dag. Heilige Gees, mag hy ons discernment gee vir die kere wanneer ons besig is om in die ou covenant weer in te klim. So we can make a direction change. Mag ons die nuwe pathway kies. Die new beginning. Dankie dat U genade vir ons die platform gee vir die righteousness en vir die lewe, die geregtigheid. Dankie Jesus vir dit wat jy kom doen het. Ons honor jou. Ons glorify jou. In Jesus naam. Amen. Dankie.